Genesis, hoofstuk 47. Toe het Josef na die farao gegaan en vir hom gesê, my pa en my broers het uit Kanaan hier aangekom. Hulle het al hulle kleinvee en beeste saamgebring en is nou in die Gosenstreek. Hy het 5 van sy broers met hom saamgeneem na die farao om hom te ontmoet. Daarop vra die farao vir hulle, wat is julle beroep? Hulle antwoord toe, van jongs af is ons herders van kleinvee. Ons voorvaders was ook veeboere. Ons wil graag as vreemdelinge in die land woon, omdat daar te min veiding oor is vir ons vee in Kanaan as gevolg van die hongersnood. Kan ons asseblief in die Gosenstreek bly? Farao sê toe vir Josef, kyk, jou pa en jou broers is nou hier. Hulle is vry om in enige deel van Egipte te woon. Hulle kan in die beste deel van die land hulle tuis maak. Laat hulle in die Gosenstreek bly. As daar goeie veeboere onder hulle is, stel hulle dan ook aan oor my eie kuddes. Toe het Josef vir Jakob aan die farao voorgestel. Jakob het die farao geseën en gegroet. Die farao vra toe vir Jakob, hoe oud is jy al? En Jakob antwoord, ek is nou al 130 jaar lank 'n vreemdeling op die aarde. Dit was 'n harde lewe, maar my voorouers het veel ouer as ek geword. Toe seën Jakob die farao weer en vertrek. Josef gee toe vir sy pa en sy broers woonplek in die beste deel van Egipte. Dit is in Ramses, die beste deel van die Gosenstreek. Hy het dit aan hulle as besitting gegee. Hy het ook aan sy pa en sy broers en hulle families kos gegee volgens die aantal mense. Die hongersnood het erger geword. Daar was nie meer kos in Egipte of in Kanaan nie. Die mense het na Josef gekom vir kos in ruil vir geld. Hy het al die geld van Egipte en Kanaan ingesamel en onder bewaring geplaas in die farao se paleis. Toe raak die geld op. Daar was niks meer geld in Egipte sowel as in Kanaan nie. Toe sê die Egiptenare vir Josef, ons soek kos. Hoekom moet ons van die honger doodgaan omdat ons nie meer geld het om koring mee te koop nie? En Josef sê, as julle nie meer geld het om meer kos te koop nie, kan julle julle vee bring as betaling. Daarop het hulle vee gebring. Daardie jaar het hulle met hulle perde, kleinvee, beeste en donkies betaal vir die kos. Maar die volgende jaar het hulle vir Josef gesê, dit is geen geheim dat al ons geld op is nie. Ons vee behoort ook nou aan u. Al wat ons nou oor het, is ons lywe en ons grond. Koop ons en ons grond vir kos, want waarom moet ons voor u oë doodgaan van die honger? In ruil vir saadkoring is ons en ons grond tot die diens van die farao. Op die manier sal ons nie van die honger doodgaan nie en ons landerye nie brak lê nie. Die Egiptenare het elkeen sy stuk grond aan Josef verkoop vir koring, omdat die hongersnood baie erg was. Josef het al die grond van Egipte opgekoop vir die farao en dit het sy eiendom geword. Oor die hele Egipte het hy die mense na die dorpe laat trek. Die priesters het egter nie hulle grond aan die farao verkoop nie, omdat hulle 'n vaste toelaag ontvang het. Hulle het van daardie toelaag gelewe en nie hulle grond verkoop nie. Josef het vir hulle gesê, vandag het ek al julle grond opgekoop vir die farao in ruil vir saadkoring. Gaan saai julle landerye. Julle moet 1/5, dit is 20%, gee aan die farao. Die ander 80% behoort aan julle. Gebruik dit as voedsel vir julle self en julle afhanklikes en as saad vir die landerye. Hulle antwoord toe, u het ons van 'n hongerdood gered. As dit nou goed is in die oë, sal ons die farao dien met ons lywe en ons grond. Daarop het Josef dit 'n wet gemaak in Egipte. 1/5, dit is 20%, van alle opbrengs in die lande behoort aan die farao. Slegs die gronde van die priesters is vrygestel daarvan en het nie die eiendom van die farao geword nie. En Israel het in die Gosenstreek, die beste deel van Egipte, gewoon. Hulle het dit as vaste eiendom ontvang. Hulle was baie vrugbaar en het baie geword. Vir 17 jaar het Jakob daar gewoon. Hy het 147 jaar oud geword. Toe Israel naby aan sy einde kom, het hy vir Josef laat roep. Hy het vir hom gesê, ek wil hê dat jy jou hand op my heup moet plaas en beloof dat jy my nie hier in Egipte sal begrawe nie. As ek genade in jou oë gevind het, moet jy hierdie liefde en trou aan my bewys. Wanneer ek die dag tot sterwe kom,
moet jy my uit Egipte vat en my gaan begrawe in my voorouers se graf. Josef antwoord toe, ek sal dit doen, pa. Maar Jakob sê, ek wil hê dat jy 'n eed moet aflê. Josef het toe 'n eed afgelê. Daarop het Israel by die kop en end van sy bed in aanbidding gebuig.